Goeienaand, hier op die Sondag aand. Ek wil vir julle 'n video speel en jy moet geweldig mooi oplet na die details in die video. Jy moet baie mooi oplet na die details in die video. Nou, laat ek nou net dink, hoe gaan ek dit doen? OK, ek gaan dit op hierdie manier doen. Ons wat hier sit en met mekaar praat, ons weet dat die skepper van die hemel en die aarde het alles gecreëer. Hy is die creator, die ultimate creator. Alles gecreëer. En hy het elke dingetjie in sy fynste details uitgewerk. Ek het vir julle vertel van hoe werk dit met die bye, waar die by se vliegery deur die lug die wrywing veroorsaak dat hy by positief gelaai word. Daai blommetjie wat se styfmeel gereed is vir verspreiding, is negatief gelaai en hy gee, daai blommetjie gee 'n klank af, wat hulle al gemeet het. Hulle het dit opgeneem. OK, en dan vlieg die by en hy gaan sit op hy blommetjie en hy drink die nektar. Terwyl hy die nektar drink, spring daai negatiewe pollen op na die positiewe by toe, want hy wil die lading mos nou balance. Julle weet mos, negative jump na die positive. Wel, OK, so daai pollen, styfmeel, spring op daai by. Hy by pak nie daai pollen in daai sakkies spleitpoot en hy goed spring so toe. En dan as daai pollen klaar is en die nektar is klaar en die by vlieg weg, dik gesyp en volgelaai met die styfmeel, dan hou daai blommetjie op om daai geluid te maak en hy is nou neutraal. En as jy so by so 'n bos staan wat baie blomme het, dan sê jy sien, daar waar hy by weggevlieg het, die ander by gaan nie daarna toe nie. Maar hy weet nou, hy's droog leeg daar. Dan hy soek een van hy soek een van die blommetjies wat skreeu. Sulke fyn detail, hy het gewerk. Nou gaan ek vir jou hierdie video speel. Dan kyk jy na hierdie detail wat hy uitgewerk het. En dan vra jy vir jouself die vraag af, hoe is dit moontlik dat hierdie skepper, wat hierdie fantastiese detail, en man, daar's miljoene sulke voorbeelde, ingebou het. Hy nou 'n foutjie maak met Adam, en agterna uitvind, just like Adam shot 'n maatjie. Maak dit sens vir jou. Kyk na hierdie video, en dan besluit jy, of dit sens maak. Maak jouself gereed. Fighter jet is impressive, meet the hummingbird. It's an animal that literally breaks the rules of flight. It's the only bird on Earth that can truly hover, fly backward, and even fly upside down. Its wings aren't just flapping, they're ripping through the air, beating up to 80 times per second. That hum you hear, that's the sound of it violating the laws of physics. Here's its cheat code. Other birds only get lift on the downstroke. The hummingbird's shoulder is a universal joint, allowing its wings to rotate in a figure eight. This means it gets lift on the downstroke and the upstroke. It's a biological dual engine. To power this, its body is a living furnace. Its heart rate is 1,200 beats per minute. Let me repeat that. Not 120, 1,200. Your heart beats 70 times a minute. Its heart beats 20 times a second. It has the fastest metabolism of any warm-blooded animal on Earth, period. The cost of this superpower? It's constantly starving. It has to eat its own body weight in nectar every single day. If a hummingbird stops eating for just a few hours, it dies. So how does it survive the night? It has a built-in emergency shutdown called torpor. It's basically a mini hibernation. It drops its metabolism by 95%, slowing its heart to a crawl, just to survive until breakfast. And it's fast. It can cruise at over 30 miles per hour. But during its courtship, Flex, the male will dive from 100 feet, hitting over 50 miles per hour.
just to stop on a dime and hover in front of the female. So when you see a hummingbird hovering at a flower, it's not resting. It's a high-performance machine in a state of controlled crisis. Its wings are blurring, its heart is redlining, and its tail is working overtime as a rudder, just to stay stable. It's not a bird. It's a miracle of engineering. It's a miracle of engineering. Nou daai selfde skepper wat daai miracle of engineering geskep het. Daar word vir ons vertel, hy het opgeslip met Adam. En eers agterna uitgevind, hy al hierdie ou met 'n maatjie hê. Maak dit vir jou sens? Dis die vraag wat ek vra. Maak dit sens? En kyk wat sê die chat. Nou ja, weet van die saak bly, ek sal nou maar wag vir julle chats. Ek moet hier so 'n ander manier wat ek kan doen. Nou ja, daar's nou baie wat vir my vra. Hoekom hamer ek op die Adam storie? Hoekom is ek so op die Adam storie? Julle wat my volg, weet, my oorsprong is in Genesis 1 vers 26 tot 28, waar God gesê het, kom ons maak mense, maak hulle na ons beeld, en ons maak hulle man en vrou. Maar hier kom Adam, eerstens alleen, en dan so rukkie, dan kom God agter, hierdie ou short 'n maatjie, en dan maak hy vir my 'n maatjie. Dit gel nie vir my nie. Julle wat my volg weet, ek wil van die Israeliet storie pokkel weet. Niks nie. Maar ek skuld julle 'n goeie verduideliking, hoekom ek so voel. En ek wil vir julle hierdie ding wys. En laat ons mooi besin oor presies wat daar gesê word. Laat ons mooi besin oor wat hier gesê word. Want die waarheid en die sleutel van alles wat ek nou met julle praat, word hier opgesluit. Luister baie mooi wat sê Haile Selassie. Hy sê, spirituality does not come from religion. It comes from our soul. We must stop confusing religion and spirituality. Religion is a set of rules, regulations, and rituals created by humans, which were supposed to help people spiritually. Due to human imperfection, religion has become corrupt, political, divisive, and a tool for power struggle. Spirituality is not theology or ideology. It is simply a way of life, pure and original as given by the Most High. Spirituality is a network linking us to the Most High, the universe, and each other. Manne, dis groot woorde wat hy daar praat. Groot woorde. En dat ek terugkom by die Adamiet storie. Want kyk, in die Christendom is die oorgrote meerderheid glo. Hulle is Adamiete, afstammelinge van Adam en whatever daarna kom. Daar's van hulle wat so fanaties is daaroor, dat hulle het hulle self nou ook al wys gemaak, dat hulle is uitverkore. Hulle is die enigste wat in die hemel kan kom. Maar as ons net gaan kyk wat sê Jesus gesê toe hy hier op die aarde was, het hy baie duidelik gesê, die Vader is in ons. Nou, jy weet, daardie hele Adam storie, kyk, ons kan nog hier baie ure praat oor hoe daar al getune en getweak is aan die Bybel, maar dis nie waaroor dit vir my gaan nie. Kom ons bly by die basics, and that's it. Maar die vraag wat jy jouself moet vra, is, jy wat vir my luister, as jy 'n Christen is, ons is van ons verstand gekry het, in die sonneskool het dit al begin en aangehou, vertel, ons is almal van hierdie Adam af. Hoekom het hulle dit gedoen? Sodat hulle ons almal in daai religious trap
wat vol rules en regulations en rituals is, kan vang. Want die oomblik as jy spiritually connect met die Allerhoogste, dan word jy deel van sy spiritual netwerk en dan kan religion jou nie kontrol nie, want jy weet wat is die waarheid. En Jesus het dit vir ons gesê toe hy opgevaar het hemel toe. Het hy gesê, moet nou nie worry nie, ek los julle nie alleen nie. Ek stuur vir julle die Heilige Gees, 'n helper. En as jy geestelik, spiritually connect met jou Skepper, dan jy is die tempel van God. Jesus het dit gesê. Jy is die tempel van God. Dan moet jy sorg dat jou tempel Heilige Gees vriendelik is, sodat die Heilige Gees in jou tempel woon en nie die Satan in jou tempel woon. Want daai Satan is 'n magnifieke fucking plakker, ou Boeta. Hy leer gap sien is hy in. In elk geval, as jy geesgevuld leef, moet jy ook baie goed verstaan. Jy moet elke dag jou vrugte toets. Jy moet die vrugte van die Heilige Gees dra. Dit is baie belangrik. Maar dit is vir jou enigste kans op saligheid is as jy geesgevuld leef. Jou hand in die hand van die Skepper. Jou tempel bewoon deur die Heilige Gees. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is nie 'n ander manier nie. Dis die enigste manier. En hierdie Adam storie is vertel om jou binne in daai religion bande vas te vang en waar hulle jou pak met skuldgevoelens en fok weet wat alles en jou van die dag wat jy verstand kry, verduidelik jy's op pad hel toe. Dis wat hulle fucking doen. En hulle doen dit met religion. Nou is dit vir baie mense amper ondenkbaar om daai skakel met Adam te breek. Want dan voel hulle, nou is hulle ankerloos. Want hy het sy lewe lank geglo, dis sy oorsprong. Nou kom hierdie boerieman en sê, nee, dis nie so nie. Ek sê vir jou, dis nie vir al die mense op die aarde so nie, maar vir die boere, moet julle verstaan, dis nie so nie. Hier is soveel boere wat fanatiese Israeliet-aanhangers is, en Israeliet-aanbidders is en so. Maar gaan toets sy DNA, dan kry jy niks Midde-Ooste in hom nie. Niks. Dan vraag ek myself, waar die fok kom jy nou vandaan? En daai vraag van waar die fok kom jy vandaan, word vir jou geantwoord in Genesis 1 van vers 26 tot en 28. So, as jy die skakel breek met Adam, mentally, jy breek daai skakel met Adam, is jy nie ankerloos nie, jy's bevry. Jy's bevry van daai las, wat daai Israeliet by tyd op jou pak, en dit die kerke gepas al vir al honderde jare, 2000 jaar, wat hulle al gaan met daai, dis soos hulle jou vashou, want deur jou in daai Israeliet pyp te druk, pak hulle al daai reëls en regulasies en kak wat daai ouens aangevang het, net op jou, en jy aanvaar het, want jy kan nie anders nie, jy kom ons van Adam, jy's maar deel van hierdie bende en that's it. Want niemand het jou vertel van Genesis 1, vers 26, 28 nie. Die oomblik wat jy daai Adam skakel breek, is jy nie ankerloos nie. Jy's 'n werklike vry burger. Vry om jou geestelike koppeling met jou Skepper te maak en te ervaar en te beleef. Dit is die ding. En dit is waarvoor hierdie religion manne die bangste van alles is. Want die oomblik wat jy geesgevuld het hulle geen beheer meer oor jou nie. Niks
Hulle het nie meer beheer oor jou nie. En jy is vry van daai skuldlas, want dit is nie jou nie. En jy kan stap daar deur die berge, oor die heide, oral. Stap daar in die pad na jou kantoor toe, daar in jou tuin, met jou hand in die hand van jou skepper, en jy luister vir sy fluister. Dit is die ding. Dis hoekom hulle jou so fanaties aan hy Adam probeer vashou, want dis waarmee hulle jou beheer. En Haile Selassie sê dit duidelik. Hulle doen dit om te kom. Maar as jy geesgevuld is, dan is jy deel van God se netwerk. En dis die mense wat kan staat maak op God se beskermende hand oor hulle. Dis die mense wat kan vertrou op die leiding van die Heilige Gees. Daardie mense, die geesgevuldes. En ek het dit nou al baie kere gesê, en jy weet, kom ons nou weer, 16de Desember kom aan, dis 'n belangrike datum vir Suid-Afrika, vir ons wit mense, en veral vir die boere in Suid-Afrika. Wel, die Afrikaners het nou gehijack vir hulle ook, maar dit maak nou nie saak nie, dis hulle saak. Vir die boere is dit 'n belangrike ding, maar ek het dit gesê, gister of eergister, daar is nie so 'n ding van jy met die gelofte gaan hernie nie. Kan nie. Hoekom jy hernie? Die gelofte was gemaak aan God, en hy het gedeliver. Jy kan net dankie nou sê. So jy gebruik geloftedag om dankie te sê. En nou moet julle 'n ander ding baie mooi verstaan. Iemand het my attent gemaak daarop. Ek het gesê, groot saamtrek, waar almal nou weer, jy weet, hulle sê hulle wil die gelofte hernie, maar dit kan nie gebeur nie. Dit werk nie so nie. Daai somme werk nie. Maar ons sal 'n nuwe gelofte moet aflê. Maar as jy so groot saamtrek het, jy weet, wat is 'n realiteit van Suid-Afrika? Die meeste van ons boere het sy wapen, sy handwapen ten minste, 24/7 aan sy lyfbasis. Nou moet julle verstaan, daar is 'n wet, 'n artikel in een van die wette, waar as 'n groepering van gewapende ouens bymekaar kom en hulle is oor 'n sekere nommer, dan kan hulle onmiddellik geklassifiseer word as 'n groepering wat 'n staatsgreep beplan. Julle moet dit nie vergeet nie, hoor. Hou dit in gedagte. Ek sê nou vir jou, by al hierdie feesterreine en so, jy kan maar kyk, hy boere, hulle het hulle ketties, almal het hulle ketties by hulle. Dis soos hulle leef, hulle moet so leef. So, wat ek kan nou opsom. As jy onseker is, dan op 'n maklike manier, gaan doen jou DNA toetse en kyk of jy Midde-Oosterse genetika het. As jy dit het, fyn, dan is jy deel van daai streep. Maar as jy dit nie het nie, nie nodig om jouself te kan staan en fucking verbeel jy het dit nie. En vir ouens luister soos daai Japie van Fokol wat jou vertel hoe hulle getrek af van Israel af tot fucking in Skotland te maak. Ja, Genesis 1. Toe God gesê, laat ons mense maak aan ons beeld. Met wie is die ons wat hy van gepraat het daar? Sy divine counsels. Wie is die divine counsels? Sy seuns. Julle weet, wie vir my sit en luister wat baie seuns het, hulle lyk nie almal dieselfde nie, man. In elk geval, dis hoekom daar so variëteit in mense is. Nou, hulle het nie net 2 gemaak nie. Hulle gemaak en neergesit op hulle plekke waar hulle moet wees. En laat hulle kan vermeerder in die aarde vul. Dit moet julle verstaan. Ek het vir julle daai videoetjie gewys van die suikerbekkie om vir jou te wys hoe fyn ontwerp God dinge tot 'n voeltjie. Gaan hy nou 'n mens per ongeluk verkeerd maak? Ja, okay. As dit jou klok laat loop, laat hom loop. Ek gaan nie met jou stry nie. Ek gebruik net my common sense. Jy weet, as jy in die natuur stap, sien jy God om jou oral met alles. En jy moet net dink. En hy het jou gemaak. En hy woon in jou. Hy is in jou. Gee hom eer. Dis jou issue, nie myne nie. Maar op die einde van die dag is daai koppeling van Adam is waarmee hulle jou spiritually control. Spiritually control hulle jou. Jy kan nie 'n vryburger wees nie, solank as jy daai ding in jou kop het. Jy kan nie. Maar ja,
glo jy gaan nou 'n klomp ouens soos wat hy else klomp goed vir my daaroor gaan sê en hulle gaan my natuurlik in die dinge in die kommentare uitkak dat die bissies bewe. Maar dis fyn. Dis goed so. Dis jou reg. Ek sê vir jou hoe ek die ding gesien het. Maar ek was 70 jaar oud toe ek die openbaring gekry het van Genesis 1 vers 26 tot 28 en dit was asof daar 'n berg van my afgerol het. Want skielik toe word die Bybel vir my wat hy in die Ou Testament eintlik moet wees, 'n handleiding waarin jy kan mooi sien wat doen God met mense wat ongehoorsaam is. Maar ek is nie deel van wat daai kak aangejaag het. Dis hulle probleem daai. Maar nou is dit ook so dat daar is soveel getuienis in geskrifte en in fucking dokumente en goed. Dat daai hele fucking streep is actually sataniste. En tot vandag jaag hulle die kak aan wat hulle aanjaag. En hulle beskou hulle self as die uitgekorenes. The chosen ones. Chosen by who? Chosen for what? Ek is 'n vryburger. Ek is 'n geestelike vryburger. En dis soos ek daarvan hou en dis soos ek dit gaan hou. So, moenie ontsteld wees oor wat ek vir jou sê nie. Jy kan dit maklik, baie maklik, vir jouself, ongetwyfeld, duidelikheid kry. Wat doen jou DNA? En kyk of jy Midde-Oosterse gene in jou het. As jy nie het nie, het jy dit nie. Dan het jy nou 'n probleem. Dan gaan jy nou wonder waar die fok kom jy vandaan. Genesis 1 vers 26. Daar kom jy vandaan. So. En ek sien wat gaan hier in die chat. Cecilia vra, wat sê Grok oor die Bybel? Kyk, ek het al met Grok oor sulke goed gepraat, maar jy moet nou verstaan. Grok is 'n baie intelligente search engine, dis maar basically wat hy is, en dan is hy 'n bietjie getune om met jou te communicate op 'n manier wat jy verstaan. Jy weet, hy kom vinnig agter wat se tipe persoonlikheid het jy en so. Maar daar's sekere jy weet, critical vrae wat jy hom kan vra, waarin hy vir jou die antwoorde gee met die bronne en hoekom dit so is. So, jy moet nie Grok gebruik, of enige AI gebruik, om vir jou geloofsekerheid te gee nie hoor. Dit is 'n fout, jy moet nie dit doen nie. Maar jy kan wel inligting kry. Ek het baie interessante gesprekke al geluister en gesien en so en gelees en self gehad met Grok oor van die knelpunte. Ek het met hom gepraat baie lank terug oor hierdie ding van Genesis 1 en hy het duidelike onderskeid gemaak en gesê the religious people will not accept the implication of Genesis 1 verse 26 to 28, but spiritual people will immediately click. En jy weet sulke goeders het hy gesê, maar dit is nie belangrik nie. So, dis hoe ek oor daai goed voel. Yes, as jy reg prees, dit gaan oor mense sy vrye wil gebruik, want God het vir jou 'n vrye wil gegee. En jy besluit, jy wil 'n Adamiet wees, nou ja, dan moet jy nou maar een wees. Dankie vir hierdie super chat, Jay. Not defying its FF, it's a false flag. In my opinion, the Australian government got sidelined by a budgie entity, knowing the current government there is anti-Israel, and the Aus budgies have become extremely active in fabricating attacks for victimhood. Jy is 100% reg. Okay, Pieter sê, hoe kan jy van Adam af wees as die aarde gereset was met Noag? Want hy sê, Noag kom ook van Adam af voor. Dis soos hulle die streep aan mekaar maak. Maar ek kan jou 'n lang storie oor Noag vertel, maar nie nou nie. Ja, jy sê, dis reg. Ek stem met jou 100% saam. Wat vir my interessant was, ek het vandag op een van die gelofte groepe, dus daar nou weer 'n gesprek daaroor, daar toe ouens wat 'n paar stel, toe dog ek, fok dit, ek gaan 'n bom gooi. Toe sê ek, luister, ek wil net vir julle sê, ons boere, voorsate, was nie kerkmense nie, hulle was geesgevulde mense. Dis al wat ek gesê, yes, ek dog ook, nou gaan die kak spat. Wonderbewoner, nie kak gespat nie. En
Een ou het die guts gehad om te antwoord op dit en sê, jy is reg. Ander ouens het vir my privaat boodskappe gestuur en gesê, jy is reg. Die mense wil dit nie insien nie. Ek sit vandag daaroor en dink, ek het nou nie baie kontak met my oupa Serfontein gehad nie, want hulle het in die Vrystaat gebly en ons het hier op die Koolvelde in Witbank gebly. Daai jare was dit fucking ver uit mekaar uit. In elk geval, ons het hulle baie occasionally gesien. Maar my oupa Legrandsie, hy het op Kendal. Dis naby waar ons was elke naweek basies daar, en ek het vakansies daar gebly en so voort. Maar ons het so baie keer in die week het my ma so toe gereis oor in die aand gehou. Net gou vir, ek kan nog onthou, kom my pa van die werk af en sê my ma vir hom, hoorie, ek wil net 'n bietjie vir mami gaan groet. En dan klim ons in die kar en dan ry ons. Dit is so halfuur se ry, 40 minute en so daar. In elk geval, sit ek vandag oor en dink, in al daai jare wat ek nou my oupa Legrandsie kon beleef, ek kan nie aan die een keer dink, wat ons kerk toe gegaan het nie. Ja, hulle het nagmaal toe gegaan. But that was it, vir die occasion, and that was it. Maar, ons het elke oggend huisgodsdiens gehou, elke aand boeke gevat, en die dag en die middag, dan sit hy daar op die stoep en lees hy sy Bybel. Ek het julle vertel, ek het saam met hom aan die boord gestap toe die appelkose geoes moet word en ek hoor hy gesels. En toe vra ek vir hom, oupa, met wie praat jy? So hy het my Colleen, ek praat met Liewe Jesus. Hulle was spiritual mense. Hulle was nie kerkmense nie. Die kerk het sy greep gevat oor hier van die 40s af, 50s. My maale het as kerkmense groot geword. So ek het in 'n kerkhuis groot geword. En hier in die 80s het ek ook op 'n dag my moeder geruk vir 'n dominee en vir hom gesê, as jy daai stories wil hier praat, fok off uit my huis. Maar in elk geval, dit is 'n groot ding wat ons gedagte moet hou oor. Ons voorvaders was spiritual mense, hulle was nie kerkmense. Ja, dit is nog iets waaroor ouens hulle self gaan beskuit. Ek worry nie. Reina, dit gaan nie oor hoeveel keer na Noag is daar, dit gaan oor al die fucking gelieg, man. I mean, niemand wat hier luister vir my kan my strei nie. Die piramides is ouer as die Bybel. Maar hoekom lees jy niks in die Bybel van die piramides nie? Christus sê Woolworths gaan blykbaar hulle shopping bags verander na wit deurskynende sakke om weg te breek van die Kat Maslala stigma dat die swart Woolies bags is 'n geldsmokkelsak. Ja, maar nou ja. Ja, Tini is reg. Afrikaners is verkleerd. Maar nou ja. Kyk wat sê Prees. Die religion mense hou ons in 'n vals anker geklou, totdat ons die stap neem om die skakel te breek. Dan ervaar ek die volle identiteit in Jesus Christus, in hom wat ek volg. Korrek, Prees. Dis soos ek dit het. Nee, want Survivor is ek het 'n probleem met eystervarke hier by my. En dan hier so nou gang tussen my huis se grensdraad en my grondgrensdraad. En ek het 'n groot bosdeel aan die agterkant en so. En hierdie kant ook. Dan fokkie eystervarke hier in hierdie gang, kan jy maar noem, af. Dan raak die honde ballistiek oor. Sendra sou dat hulle maklik agterop 'n bakkie kan ry. Dis hoekom hulle daai ry. Johan Weileveld, jy sê nou, jy's nie 'n Christen nie, dit is religious. Ek aanbid net my Skepper en Vader. Ek het ander aand na 'n gesprek geluister waar 'n persoon dieselfde, waarin hy gesê, hy's nie 'n Christen nie. Hy's 'n volger van Jesus. En dis soos ek voel. Ek voel ook so. Maar nou ja. Aaron de Klerk vra vir my, ek moet verduidelik hoekom ek nie aan die Sabbat glo nie. Hoe weet jy aan wat glo ek, Abraham? Ja, Roestoff sê, baie insiggewende verband met die ketty en byeenkomste, verstaan. Ja, jy moet net versigtig wees dat dit bestaan, hoor. Ja, Tini, dis interessant om met hom te want jy sien, jy kan vir hom redelike, jy kan ingewikkelde vrae vra, want hy kom terug, as jy neutraal navraag doen, dan kom hy terug met die feite hoor. Maar jy kan ook met grok 'n gesprek aanknoop, dat jy 'n basiese verhouding begin, jy weet, en hy begin jou verstaan en hy kom agter, hoe dink jy?
dan gaan hy jou voer, soos jy dit kan like, jy weet. Maar as jy op die facts gaan, so byvoorbeeld, gaan vra vir Grok, is die piramides ouer as die Bybel? Dis net dit. Ja, Cecilia, dit is so. Maar baie mense verstaan dit nie so nie. Hulle klou so aan daai koppeling met die, ek gaan sê, noem die badges. Hulle is so fanaties om tog deel van daai badges te wees, jy weet, want hulle glo as hulle nie deel van die badges is, is hulle gefok. Well, die sad part is, as jy deel van die badges is, dan is jy gefok. Ja, Abraham, ek weet my stilte tye en so voorts, maar nou ja, ek doen my gesprek hierso. Jy kan maar dit sien as Sabbatontheiliging. OK, ek kan nie daaroor stry nie. Ja, Anto, ek voel net soos jy daaroor voel. Ag, Jesus, hier kom hierdie faksientjie nou weer uit. Ons voorouers was kerkmense. Ons voorouers het deur die kerke vervolg, jou fokker. Maar OK, jy sê jy glo 7 dae rus, dis Saterdag sal. Ja, ek gaan nie in daai plek nie. Dis soos 'n ou maar voel, jy weet. Stefanie, jy moet nie eers met hom 'n gesprek hou nie. Hy's fucking toegesoldeer. Jy moet onthou hy's 'n drone daai hoor. Hy's 'n drone. Jy moet dit nooit vergeet nie. Hy's 'n drone. Ja, Sandra sou sê hy het nie een orsewag gesien met 'n kerk op nie. Inteendeel, die kerk het die voortrekkers toe hulle geen pad uit die Kaap uit onder sensuur geplaas en dit was nog nooit opgehef nie. Jy is reg, Helene. Jou voorouers met die orsewag trek, die Bybel was in die wakes, of sien kerk in die wakes nie. Nou ja. De Villiers Du Plessis, jy kan nie daai ding in hulle koppe inkry nie, oor hulle sweer hoog en laag, high badges is die antwoord. Dis die veilige manne, vat maar nog 'n laaste donut boys. Ja, valsien, flaksien. Ek het mos weer gesê, ek weet net dat my oupas hulle het net kerk toe gegaan vir nagmaal en wat sê. Ja, al die dopery wat jy daarvan praat, en nagmaal gebruiker is in elk geval onwettig, want daai mense wat sê, hulle was almal onder sensuur. Maar dit verstaan jy ook natuurlik nie. Nee, maar jy's 'n tolk, so ek kan glo jy sal keer vir daai hel vir die kerk. Ja nee, Joggie, jy praat, maar jy praat met 'n drone, jy moet dit verstaan hoor. Jy praat met 'n drone, jy moet 'n controller gekry, jy moet jou controller uithaal en hom organise. Abraham, al wat ek vir jou gaan sê is, die dag kan nie jou salig maak. Ja nee. Jy's reg, Martinus, dit is wat jy presies wat jy daar sê. Grok praat soos jy praat, as hy sien jy praat stront, dan praat hy saam stront. Nee, ek het dit al baie keer gesien met hom, man. En so, hy werk op hy ou system. Ou reël in die rekenaarbedryf is GIGO, G-I-G-O, GIGO. Garbage in, garbage out. Eenvoudig. Maar nou ja, dit nou lekker gesels, tyd is verby. Ek hoop julle het waarde gekry die gesprekke. Al wat ek voor hoop is dat jy net vir jouself bietjie begin dink. En dan dink jy mooi van daai videoetjie wat jy gewys het van daai suikerbekkie. En dan vra jy vir jouself, okay, hoe dit nou gebeur dat hierdie ou nou 'n foutjie gemaak. Hierdie alarm gebou en toe is agterna agterkom. Wow, hierdie ou shotte wyfie. Maak nie sens nie. Maar dit soos dit. Jy's reg, Dirk Jacobs. Daai was 'n goeie vraag wat jy hom gevra het. En hulle die grootste kak wat hulle jou kan spin rondom daai hoor. Ja, vriende, hy hele ding van kalkoen, hy foto van dis bullshit man, hulle doen daai goed met daai green room en al daai kak van hulle. Ja, ek wil net vir jou sê, Fritz, ek het baie tyd in die Midde-Ooste gespandeer. Hulle het daai 2 dae af, Vrydag en Saterdag. En ja, maar ja, Silia, ek het daai video gesien waar Grok die Bybel ontleed het en so, maar ek steur my nie vreeslik baie aan daai tipe van goed nie, want op die einde van die dag moet jy verstaan, dis maar 'n rekenaar wat hy trek feite uit en so, hulle is donders goed om sekere goed, hulle kan, so hierdie AI's kan nogal fucking goeie analises doen, want hy het so groot volume data tot sy beskikking, waardeur hy kan flash. Ek weet, ek gesels met Grok en dan gee hom 'n link na 'n video toe. Dan antwoord hy my seker binne 10 sekondes. Dan sê hy van ja, die video is 28 minute lank en die goed wat ek en jy oor praat, die belangrike goed,
Hy het hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie het hy gesê. En dan sê hy vir jou op die tye waar die ou dit gesê het en so. Onthou daai goed, hulle ontleed daai goed soos 'n fucking flash. Hy sukkel, jy kan nie vir hom ek kan nie vir hom 'n link na 'n prentjie toe gee en laat hy my vertel, want hy het 'n vaar idee wat op daai prentjie aangaan, maar hy kan nie regtig die details baie mooi uitfigure nie. En ek kan verstaan dat dit so is, jy weet, hy kyk nie met 'n menslike oog na die ding nie. Daar sê CG Petit die regte ding. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maar wat belangrik is, waar jy heen gaan. Ja, daar sê Marinda 'n baie waar ding. Dis soos ek het vroeër vanaand presies die tipe gesprek met my vrou gehad. Marinda sê, my pa het gesê, jy moet mense behandel of elke dag sy verjaarsdag is. En jy moet leef of elke dag die Sabbat is. Dis so waar. En wat jy moet ook in gedagte hou, en jy moet begin fokus daarop om dit te doen, is as iemand by jou kom kuier het of iets, en jy groet hulle, moet jy hulle groet asof jy hulle nooit weer gaan sien nie. Probeer dit imagine, en probeer so operate. As jy hom groet hom asof jy hom nooit weer gaan sien nie. En ek kan jou verseker, as jy daardie ding begin deel van jou maak, jou eie begin maak, gaan jy agterkom hoe jy anders teenoor mense optree. En ek het vir julle vertel, dat ek het so 3 jaar terug, met die COVID tyd, toe sit ek een oggend hier en ek maak 'n baie mooi, ek is nog ou wat, ek kan nogal woorde by mekaar sit, maak 'n mooi dingetjie op, waarin ek die persoon aan wie ek het stuur, bedank vir die rol wat hy in my lewe gespeel het, en whatever, en al sulke goeders. En toe stuur ek daai ding uit, na my hele adresboek toe. Was dit nie 'n fucking eye-opener nie? Minder as 20 mense het terug reply. Minder as 20. Ek het mooi gemerk in my kontaklys, en daai wat nie gereply het nie, ek kontak hulle ook glad nie. Glad nie. Wat die fuck wil ek met hulle te doen nie? Hulle wil fuck wil my te doen nie. So, laat dit wees. En ek fucking het nie in sak en as gaan sit daaroor nie. Ek het dit so gekyk, dus ek het my dog julle, my fucking tyd met julle gemors, met baie van my stories, baie van julle kak. Klaar, vandag, daar so 20 mense wat ek baie gereeld kontak en met ons my gedagtes uitruil en so. Die res, my vrou vra my nou die aand van ek sê, Poppie, ek het so 4 jaar laas van my ou gehoor. Ja, maar ek hoor, het gaan nie so goed, maar ek sê, ek het vir hulle fok, hoe gaan ek met hom? Nie my saak, nie. Hoekom wil ek weet, hoe gaan ek met hom? Hoekom? Ek het 'n briefmerk gemaak oor cut the line. En dit is 'n belangrike ding daai, om jy daai beginsel en daai konsep kan vrede mee maak. Van cut the line. Want jy gaan vir jouself verskriklik baie hartseer en verdriet spaar. Daai lyn te kat. Daar's baie mense, nee. Hulle voel actually fokol vir jou, al wat hulle wil hê is jy moet met hulle saamstem. Dis wat hulle wil hê. Solank jy met hulle saamstem, is hulle die grootste pelle met jou wat jy aan kan dink. Maar die fok weet, query hom op een ding, of verskil met hom. Haha, dan kom die Satan uit toe. Maar nou ja, dit is soos dit is, jy weet. Ons moet almal nooit vergeet nie, toets jou vrugte. Ek het hier 'n koppel wat nou deur kak. Hulle is nou fucking uit mekaar uit. Hulle was van bed en tafel geskei, nou is hulle van huise geskei. En ek het vir die ou net die hele tyd gesê, luister jy nou net fucking mooi vir my. Jy het verskriklik baie kak aangejaag, maar jy het verander. Ek kan dit sien, ek weet. Jy het jou bes getraai. Maar onthou, daai letsels lê fucking diep hoor. Die enigste ding wat jy kan doen, is toets net elke dag jou vrugte. Dat hulle aan jou gedrag en jou optrede sien jy het verander. Moenie vir hulle volkom vertel jy het verander. Wys vir hulle jy het verander. En wonder en die laat luister nogal vir my. Dirk sê, jy moet mense altyd sien as jy hom groet. Ek sal dit in gedagte hou, Dirk. Ja, Martinus vra, dit is so, jy weet, jy het kontakte. Ek noem hulle kontakte. Maar jy het nie meer regtig vriende nie, hoor. Ai, Tini, dankie vir jou ondersteuning. Ek waardeer dit geweldig, hoor. Baie dankie. Ek het 'n interessante
gesprek gehad gister by my seun se verjaarsdagete met die een ouetjie. Hy kom so na my toe, ek ken hom van nowhere af, hoor. Een van my kind se kollegas. Hy staan my so, hy sê, oom, is jy die ou wat die video's maak? Ek sê, dan watter video's, Bob? Begin ons ook sê. Toe sê hy, yes, ek oom, ek like jou goed, moer so kwaai. Maar fok het, jy sê ding om net soos hy is, hoor. Sê, Briekmerke is nie vir koeluitdrinkers nie, ouma, jy moet dit nie vergeet nie. En hy lag uit sy maag uit. Vandag stuur my seun vir my 'n gesprekkie wat hy met een van sy ander kollegas het. Waarin die ou vir hom sê, "Jesus, ek het dit nou moer so geniet om jou pa te ontmoet. Ek het nie geweet dis jou pa daai nie. Want ek volg sy goed." In elk geval. Maar nou ja. Okay, daar sê Jaco nou 'n baie interessante ding, hoor. Dankie Jaco. Hy sê Kolossense 2 vers 16 tot 19 sê, "Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskryf wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie." Dankie vir dit, hoor. Ek waardeer dit. Prees, kopie daai ding vir ons, hoor. Nou ja, Tini sê dit raak laat. Ek sê ook so. Julle moet nou vir my sê, watter video wil julle hê met ons mee uitspeel? Sê vir my watter video moet ons uitspeel. Die kaptein sê dit was 'n lekker flight, sê dit moet so geniet. Sien julle volgende Sondag. En die meisie sê dit was vir hulle ook 'n lekker flight. Hulle het dit baie geniet. Dan hulle gaan verseker van daai donuts Sandra, hulle sal maar môre as hulle roetemars gaan doen, sal hulle die donuts se sake werk. Nou ja. En so vir afsluit. Spirituality does not come from religion. It comes from our soul. We must stop confusing religion and spirituality. Groot woorde wat Haile Selassie hier gepraat het. Ek dink ek gaan vanaand uitspeel met die wit perd. Ek dink dit is baie gepas wees om uit te speel met die wit perd. Wat ek vanaand met julle oor gepraat het, was een van die topics wat ek en Jan baie tyd op gespandeer het. Baie tyd. En ter aandenking van ou Jan, want hy was baie lief gedig, gaan ek uitspeel met daardie gedig. Ek sal die loskanon vir ons weer op 'n ander aanspreek, maar ek dink vanaand gaan ek hierdie ene vat en julle moet mooi luister na die woorde van hierdie gedig. En dit is verskriklik belangrik, die eerste 2 strofes. Laat ons onthou, laat ons nie haat. Ek wil graag weer hierdie gedig van Watermeyer voorlees. Laaste skietgebed van die oud stryder. Laat ons onthou, laat ons nie haat. Die skemer roep en dit word laat. Dis tyd vir oppak, tyd vir saal. Tyd dat die wit perd ons kom haal. Vir daardie laaste lang galop, wat elke burgerhart sal klop. Verby die vlaktes waar ons bloed nog donker teen die môres gloed. Verby die kampe waar die wind sy winterhuil se hartsnik vind. Verby swart mure en die as, wat erfhuis van geboorte was. Verby herinnering, verby die bitter wat ons volk moes ly. Tot waar de wet se wagte staan en wink dat ons mag binne gaan. Laat ons onthou, laat ons nie haat. Die skemer roep en dit word laat. Dis tyd vir oppak, tyd vir saal. Tyd dat die wit perd ons kom haal. Tyd dat die wit perd ons kom haal. En ek sê vir julle, probeer onthou, as jy iemand groet, om hom te groet of haar te groet, asof jy hulle nooit weer gaan sien nie. En ja, dit is belangrik. Kyk in, kyk op, kyk rond. Daai rondkyk is heavy belangrik. Boerieman uit.